Vriende, goeiemôre. Dit is Vrydag die 28ste Maart en ons is by Koffieker 929. Nou, vandag wil ek met jou so 'n bietjie gesels oor 'n langerige teksgedeelte. Dis die gelykenisse in Lukas 15, waarby ons dan ook eerskomende Sondag stil staan in ons eredienste. En dis so 'n drieledige gelykenisse. Die eerste daarvan in Lukas 15 vers 1 tot 7 is die gelykenis van die verlore skaap. Dan van vers 8 af tot 10 kry ons die gelykenis van die verlore muntstuk. En van vers 11 af tot aan die einde van die hoofstuk toe, dan die gelykenis van die verlore seun. Nou, al drie hierdie gelykenisse is gelykenisse wat jy sekerlik baie goed ken, waaroor jy baie al nagedink het in hierdie lewe. En ek gaan terwille van die tyd vanoggend nou nie die gelykenisse alles deurlees nie. Ek wil sommer net saam met jou so half kripties net oor dit gaan. En dan so 'n opmerking of twee maak waaroor ek wil vra dat jy die naweek bietjie sal nadink, ook in voorbereiding dan nou op die eredienste van Sondag. Nou, drie gelykenisse wat Jesus vertel, drie gelykenisse wat baie naby verband aan mekaar het, maar tog ook aksentverskille het, wat baie belangrik is om die evangelie, die goeie nuus ook hierin te hoor. En om iets van die Vader se hart dan ook in hierdie gelykenisse te verstaan. Nou, kom ons kyk so na die eerste gedeelte, die gelykenis van die verlore skaap. Ons ken die hele gedeelte. Daar was tollenaars en sondaars wat die gewoonte gehad het om na Jesus toe kom luister. Baie belangrik dat Lukas vir ons hierdie sê. Die randfigure, die ouens wat nie deel van die kerk was nie, van die establishment nie. Hulle het die gewoonte gehad al om na Jesus toe kom luister. In een van die Engelse vertalings sê dit, they listen to him intently, met ander woorde, hulle aandagtig geluister wat Jesus sê. Hierteenoor, sê Lukas vir ons, het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. So, hulle hou nou nie van hierdie gesindheid van Jesus om inklusief te wees, om mense in te trek, ook hulle wat buite die kerk staan nie, en hulle maak beswaar daarin. En dan vertel Jesus hierdie gelykenisse. Die eerste van die verlore seun, nou ons ken dit ons nou net, jy het 100 skaap, sê Jesus, een van hulle raak weg, dan laat staan jy die 99, en jy gaan soek daai een skaap, en as jy hom kry, tel jy hom op jou skouers, jy is bly, jy vier fees, en dis die belangrike vriende, in al drie hierdie gelykenisse is die feesviering, die blydskap, baie sentrale gedagte waarmee elkeen van hierdie gelykenisse afgesluit word. Nou, sommer interessant net, dink 'n bietjie daaroor na. 'n Skaap, ons ken ons nou almal skape was nou 'n wil van hulle eie, en daai een voeter weg van die trop af, en nou weet die herder, as daai skaap op sy eie in die veld is die kans so baie goed dat hy dit nie gaan maak nie. Of 'n wilde dier gaan omvang, of hy gaan van die honger of dors omkom, of hy kan iewers in 'n skeur afval. Punt is net, 'n skaap wat nie binne die trop is nie, staan die gevaar om sy lewe te verloor. So, dan die tweede gelykenis wat Jesus vertel, van die vrou wat 10 silwer muntstukke gehad het, en een raak weg, en dan soek sy dit. Sy gaan soek deur daai hele huis, en as sy dit dan op een kry, dan gaan sy na haar vriendinne toe en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. En weer daai blydskap, daai blydskapgedagte, daai feesviering. Nou, interessant, kollega Jannie Hougaard sê, nou die dag toe ons oor hierdie teksgedeeltes praat, in die eerste gelykenis is dit die skaap wat verlore raak, wat in die knyp is, wat in die moeilikheid is. In hierdie gelykenis, 'n muntstuk, dit kan mos nou nie 'n muntstuk traak, of hy onder 'n bank lê, of in 'n stootjie lê, of agter 'n kas lê nie. 'n muntstuk het nie 'n siel of 'n hart of iets nie, hy kan niks voel nie, so dit kan hom nie skade doen nie. Maar, die vrou, heel waarskynlik 'n weduwee, het in die destydse wêreld geen stand gehad nie, en as sy nie geld gehad het, was sy eintlik uitgelewer, totaal al uitgelewer. So, die nood in die tweede gelykenis lê by die vrou, by die eienaar van daardie muntstuk, en daarom die blydskap. Nou, ek hoef ons nou nie die lyne te trek nie, tussen ons as God se kinders, en hom as die eienaar, die vader, die herder, hoe loop die lyne nie. Maar dan kom Jesus en hy vertel die derde gelykenis, die langer een, en die een wat ons ook al baie oor gepraat het, wat so opskrifie is in ons Bybels, die gelykenis van die verlore seun.
Baie mense sê, hang af uit watter perspektief jy na hierdie gelykenis kyk. Jy sou dit kon noem ook die gelykenis van die oudste broer, die gelykenis van die barmhartige vader. Iemand het treffend daaroor geskryf, ek kan nou nie onthou wie dit is nie, wat gesê die gelykenis van die hardlopende pa. Nou, ons ken hierdie gelykenis ook, vriende. Die jonger seun wat op 'n punt kom en sê, weet pa, ek wil my erfporsie hê. Nou, interessant, in daardie tyd, as 'n man 2 seuns gehad het, dan is die totale erfporsie in 3 gedeel. Die oudste sou 2 dele kry en die jongste 1 deel. En die oudste sou die grond besit, maar die jongste sou van die kontant dan nou 1/3 gekry het. So is nie 'n baie groot erfporsie nie. Maar hy vat dit. En dan sy weg na ver land toe en hy hoer en remoers, my pa sou gesê het, hy leef lekker, en dan sit hy op 'n stadium daar tussen die varke, down and out, uitgewas deur die lewe. En hy kom tot hierdie insig en hy sê, ek sal sonder versuim na my pa toe gaan. En ek sal vir hom gaan verskoning vra, vergifnis vra. Ag, en nou ken ons die verhaal, vriende, die pa wat nie eers kans gee dat hierdie seun bely nie, die pa hardloop hom tegemoet, ongehoord vir 'n man van daardie tyd, om te hardloop na iemand toe, dit is net nie gedoen nie. Hierdie pa steur hom nie in die sosiale reëls, nie, hardloop sy seun tegemoet, en hy val hom om die hals, en hy sê vir sy slawe, bring vir hom klere, trek 'n ring aan sy vinger, met ander woorde, herstel sy status in die familie weer, en slag, dat ons fees vier. Want hierdie seun vir my was weg, en ek het hom weer gekry. Nou, voordat ek so 'n bietjie oor die oudste broer praat, vriende, hoor nou, in die eerste verhaal is die skaap in die nood. In die tweede gelykenis is die vrou, die eienaar van haar die muntstuk in die nood. In hierdie gelykenis is die pa eintlik en die jonger seun en die oudste seun almal beleef verlies met hierdie kind wat weg is. Maar die blydskap wat weer uitstaan wanneer daar fees gevier word. Ja, die blydskap, die ouer broer is 'n bietjie suur, want hy was dan altyd by die huis, hy het dan nou altyd gesorg, en nou kom hierdie ouetjie wat pa se goed deur die weer getrek het, en verniel het, en nie geworry het nie, en skielik is alles net weer wonderlik en goed. En onthou nou, Jesus vertel hierdie gelykenisse in reaksie op die fariseërs, wat sê, hier het met die sondaars en tollenaars saamleef, dit werk nie vir ons nie. So die oudste broer, die fariseërs sê, nee, maar ons, dit is ons. Ons kan nie die ouens sommer net verwelkom nie. En dan, vriende, het hierdie gelykenisse oop einde. Ons weet nie wat verder gebeur het nie. En dis kragtig soos wat Jesus dit gebruik, want ek en jy wil die storie vir onsself vertel. Nou, ek wil jou uitnooi, soos ek net nou gesê het, om 'n bietjie vandag en môre na te dink oor waar in hierdie gelykenisse plot jy jouself. Waar lees jy hierdie verhale? Gaan lees dit deur, Lukas 15, die hele hoofstuk. En lees dit rustig, 1, 2, 3 keer sommer deur. En dan vra jy vir jouself, waar herken jy jouself in hierdie verhaal? En natuurlik is daar elemente van ons wat op soveel van hierdie plekke onsself kan herken. Maar dan, die belangrike, let daarop, dat telkens wanneer hierdie versoening plaasgevind het, wanneer hierdie skaapie teruggekry is, die muntstuk teruggekry is, die jonger seun daar is, dan is daar fees, dan is daar oorvloedige fees by die Vader, wie sy hart vir sy kinders klop. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons op hierdie Vrydagoggend ook die woord kan oopmaak. Here, dat ons daaruit kan lees, daaroor kan dink, en ons gebed is, Heilige Gees, dat U vir ons sal begelei om inderdaad ook vandag in hierdie woord van U te dwaal. Dat ons bietjie ons gedagtes sal laat gaan. Dat ons, Here, U sal toelaat om die Gees vir ons ook te wys, waar pas ons in hierdie verhale in. En dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Dankie dat U 'n Vader is wat U nie steur aan reëls en die samelewingsorde nie, maar dat U hardloop om ons tegemoet te kom, om ons te omhels, om ons terug te verwelkom weer in U huis in. Ons eer U daarvoor. Here Jesus, dankie dat U ons koning is. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Vrydag, Sondag,
is Janie Hougaard juis in die Kleinmondkerk in die Woord, en ek nooi jou uit, skakel asseblief in. Kobus sal vir julle die skakel op die WhatsApp groepe dan ook deurgee. Mag jy ook hierdie naweek inderdaad die blydskap, die fees ervaar van God wat sê, my kind het huis toe gekom. Geniet jou koffie, ons gesels Dinsdag weer. Mooi loop.